Welkom by hierdie luistermeditasie vir lydenstyd. Vandag is Dinsdag, 10 Maart, en ons staan vandag stil by Matteus 6, vers 1 tot 6 en vers 16 tot 21. Dit alles in die 1983 vertaling. Ek nooi jou vandag opnuut uit om stiller te word, dieper te luister, langer te vertoef, om jou hart, jou gedagtes, jou aandag na die Here te draai. Die beruiming van Psalm 19 deur Antjie Krog in die liedboek rig ook ons gebede vandag. Vers 3. U onderwysing, Heer, herstel ons lewe weer. U woorde is volmaak, u wysheid vul ons hart, nooit klop dit weer verward. U woorde is volmaak, u eise hou ons rein, bring blydskap wat nooit kwyn. Ons oë kyk met insig, die buig voor u gebod, verlig ons hart, o God. U voorskrif is regverdig. Amen. Matteus 6, vers 1. Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom, om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitpas sy nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Dan vers 16. As julle vas, moet julle nie so skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte, sodat die mense kan sien dat hulle vas. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy vas, versorg jou hare en was jou gesig, sodat niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel, en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Jesus praat oor dinge wat maklik 'n groot vertoon kan word. Liefdadigheid, gebed, om te vas. Dit is dinge wat goed kan lyk, dinge wat maklik raak gesien word, dinge wat 'n mens kan doen terwyl ander kyk. Maar Jesus stel 'n ander saak. Hy sê wanneer jy gee, laat dit stilweg wees. Wanneer jy bid, gaan in die kamer in en maak die deur toe. Wanneer jy vas, laat dit nie 'n vertoning word nie. Nie omdat hierdie dinge onbelangrik is nie, maar omdat hulle heilig is. Daar is 'n wêreld van verskil tussen 'n daad wat gedoen word om raak gesien te word, en 'n daad wat gedoen word uit liefde vir God. Die eerste soek applous, die tweede soek God self. Dan sê Jesus iets wat nog dieper sny. Waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Ons harte beweeg na dit wat ons koester, na dit wat ons beskerm, na dit waarin ons hoop plaas. Die vraag van hierdie teks is dus nie wat doen jy nie, maar waar lê jou hart? Want die koninkryk groei nie deur vertoon nie, dit groei in verborgenheid, in gebede wat niemand hoor nie, in goedheid wat niemand sien nie, in 'n hart wat leer om God alleen te soek.
In die lig van hierdie teks, nooi ek jou uit om vir 'n oomblik oor jou eie lewe en geloofslewe na te dink. Waar voel jy die behoefte om raak gesien of erken te word? Praat eerlik met God hieroor. As jy dink oor jou dag tot dag lewe, wat openbaar jou keuses oor waar jou skat lê? Dink ook hieroor na en moenie net vaskyk in die plekke waar ons tekort skiet nie, maar word ook bemoedig deur die plekke in jou lewe waarvan jy bewus word dat die Here aan die werk is. In die laaste oomblik van stilte, nooi ek jou uit om ook prakties na te dink oor dit wat ons gelees het. Hoe kan jy hierdie week dalk iets doen wat net God sien? Dink hieroor na en maak dalk selfs 'n nota of skryf dalk 'n herinnering neer om iets goeds te doen vanuit jou liefde en dankbaarheid vir die Here. Kom ons bid saam. Here wat in die verborgenheid kan sien, vorm my hart sodat ek U soek eerder as erkenning. Bewaar my van vertoon en leer my die vreugde van 'n versteekte lewe wat in sy stilligheid aan U behoort. Amen.